Matteus 19 vers 16 tot 30, die ryk jong man. Verbeel jouself, daar kom iemand met 'n trok na jou toe. Hy sê vir jou, ek gaan vandag hier wag met my trok en alles wat jy in hierdie trok inlaai, gaan ek vat en wegry mee. Ek gaan dan wel terugkom en vir elke ding wat jy hier ingelaai het, gaan ek vir jou 100 keer van dit teruggee. As jy fiets ingelaai het, kom ek terug met 100 fietsse vir jou. As jy 2 fone ingelaai het, kom ek terug met 200 fone. Hoe sal jy reageer? Sal jy dalk dink die ou is skelm? Maar as jy hierdie persoon glo, sal jy alles wat jy het inlaai in die trok. Vandag lees ons van die keer wat Jesus se disippels vir hom gevra het, wat gaan hulle eendag ontvang, omdat hulle alles agtergelaat het en Jesus gevolg het? En Jesus het hulle geantwoord, vir alles wat julle agtergelaat het, sal julle eendag 100 keer soveel terugkry. Voor ons begin, kom ons bid saam. Ons magtige Vader, baie dankie dat ons u kinders kan wees. Dankie dat ons uit die woord kan lees. Dankie dat ons kan hoor van alles wat u doen en hoe lief u ons het. Help ons om u te volg, help ons om u te glo. Help ons om elke keer, elke dag, al hoe meer te lewe soos wat u wil hê ons moet. Help ons om nou soet te wees, help ons om te verstaan, help ons in ons eksamens en ons skool en by die huis en sport en alles wat ons doen, dat ons dit tot u eer sal doen en dat ons altyd meer en meer sal sien hoe u in ons lewens werk. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Vandag se gedeelte kom weer uit Matteus. Kom ons sê die eerste 4 boeke in die Nuwe Testament saam. Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Kom ons lees nou saam Matteus 19 vers 16 tot 30, die ryk jong man. Nadat Jesus klaar gepraat het, daar het iemand na hom toe gekom en gesê, meneer, watter goeie daad moet ek doen om die ewige lewe te kry? Hy het vir hom gesê, waarom vra jy my oor wat goed is? Daar is net een wat goed is, maar as jy die ewige lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Watter gebod bedoel u? Het hy vir hom gevra. Jesus het gesê, dit, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie, eer jou vader en jou moeder, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit alles het ek nagekom, het die jong man gesê. In watter opsig skiet ek nog tekort? Jesus het hom geantwoord, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings en gee die geld vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Toe die jong man dit hoor, het hy bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jesus het toe vir sy disippels gesê, dit verseker ek julle, 'n ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. Ek stel dit nog sterker. Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Toe die disippels dit hoor, het dit hulle geweldig ontstel, en hulle het gesê, wie kan dit dan gered word? Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê, vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. Toe sê Petrus vir hom, kyk, ons het alles agtergelaat en u gevolg. Wat sal ons daarvoor kry? Jesus antwoord hulle, dit verseker ek julle, wanneer alles nuut gemaak word, as die seun van die mens op sy heerlike troon sit, sal ook julle
wat my gevolg het, op 12 trone sit, en oor die 12 stamme van Israel regeer, en elkeen wat terwille van my naam afgesien het van huise, of broers, of susters, of pa, of ma, of kinders, of grond, sal 100 maal soveel ontvang, en die ewige lewe as erfenis kry. Maar, baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste. Ons memoriseervers is Matteus 19, vers 26. Vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. Kom ons sê dit weer saam. Matteus 19, vers 26. Vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. Wat leer ons uit die gedeelte? Wat het Jesus gesê is nodig dat ons die ewige lewe kan kry? Ons moet die gebooie onderhou en ons naaste lief hê soos onsself. Wat is die verskil tussen die 10 gebooie en om jou naaste lief te hê soos jouself? Die 10 gebooie kan ons onthou. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie jok nie, jy moet jou ma en jou pa respekteer. Maar om jou naaste lief te hê soos jouself, is om dit vir ander te wil hê, wat jy vir jouself wil hê. As jy wil skool toe gaan, moet jy dit ook vir ander wil hê. As jy wil eet, moet jy dit ook vir ander wil hê. Dis moeilik, nee. Eintlik onmoontlik om vir almal alles te wil hê wat ek ook wil hê. Daarom, daar het 'n mens baie beter voel as Jesus ook sê, dat daar net een is wat goed is. Net Jesus kon dit reg gekry het om mense so baie lief te hê. Maar ons oortree nog baie die gebooie. En daarom moes Jesus vir ons gesterf het aan die kruis, sodat ons vergewe kan word vir elke keer wat ons nie ons naaste lief het nie. Maar as ek in Jesus glo, wat hy vir my gedoen het, en glo dat hy God is, dan sal ek al hoe meer soveel as moontlik volmaak wil wees. Nou julle dat Jesus gevra het, as jy volmaak wil wees. Wat beteken volmaak? Volmaak beteken om perfek te wees, om geen foute te hê nie. As jy 100% vir 'n toets gekry het, is die toets volmaak deurgekom. As jy na iemand kyk en hy het geen foute nie, dan is hy volmaak. Jesus het wel genoem hoe iemand lyk wat volmaak is. Dit sal iemand wees wat alles wat hy het verkoop en dit gee vir die wat kort. Wie van ons sou dit kon regkry? Ek dink nie een van ons sal dit kan regkry nie. Daar was al mense wat mens gehoor het, wat dit gedoen het. Maar ons hoor nie somme van so 'n persoon nie. Maar hoekom sal ek dan nog volmaak wil wees, as ek dit nie kan regkry nie? Want Jesus het gesê, dat eendag gaan ons alles wat ons hier op aarde weggegee het, omdat ons vir Jesus lief is, 100 keer soveel terugkry in die hemel. Kom ons leef vir eendag in die hemel, en nie net hier op aarde nie. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Jesus, baie dankie. Wanneer ons hoor wat dit vat om volmaak te wees, Heer, dan weet ons gaan dit nie regkry nie. Maar Heer, help ons om nog steeds te strewe daarna, om soveel as moontlik soos Jesus te lyk. Help ons om te groei daarin. Help ons om U te glo, dat ons weet dat alles wat ons hierso op aarde doen, 100 keer soveel terugbetaal gaan word, eendag in die hemel. Help ons om nie net te lewe hier op aarde, om te leef vir dit wat ons sien nie, maar dat ons sal leef vir die onsigbare dinge en sal leef vir in die hemel. Ons moet bely, Here, dat ons dit net kan doen deur U Heilige Gees wat in ons werk, want vir ons is dit onmoontlik. Dit is net vir U moontlik. Wees ons daarom genadig, werk in ons harte, en ons vra dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. En onthou, God gaan alles 100 keer teruggee eendag in die hemel. Kom ons help hulle wat kort.